So, God maak vir my baie sin. Die geloof in Jesus Christus maak vir my baie sin. Ek wil begin met die eerste woord, en die eerste woord is 'n onvoorwaardelike God. Hoe weet ek, God is 'n onvoorwaardelike God? Hy het my 'n vryheid van keuse gegee. Nou, dis daai keuses wat my nou dalk bietjie in die steek gelaat het. My behoefte na behoort wat keuses aktiveer. Maar God is nog steeds onvoorwaardelik. God sê, ek het iets om jou te bied, om jou wennerstatus te herwin. En daai iets wat God het om te bied is kennis, insig en wysheid. En ek wil hom vir jou verduidelik. Dis eintlik so eenvoudig, ek raak eintlik opgewonde daaroor. So, kennis beteken dit wat ek en jy inwin deur die Bybel te lees. En ons lees die Bybel en ons begin die Bybel verstaan, die storie rondom dit en wie die karakters was en hoe die karakters opgetree het en ons kan die storie oor vertel. Maar dit beteken nie, daai Bybel het insig gevind. Hy het in my hart kom lê nie. Hy het deel geword van my sisteem nie. Hy het 'n openbaring geword vir my sisteem nie. So as ek in gesprekke is, dan kan ek baie maklik kom en ek kan sê, ek is 'n Christen. Ek dien Jesus Christus. En dan begin ek die storie vertel van Jesus Christus. Ek begin die storie vertel van die Bybel. Ek begin die Bybelstories oorvertel en ek klink baie intelligent. En mense kyk so na hierdie beeld, hierdie huis wat ek voorhou. En mense sien, wow, maar hierdie persoon is dan nou regtig, hy verstaan die Bybel. En ek kan die een versie en die volgende versie en die volgende versie kan ek aanhaal. Maar as die kennis van God nie insig geword het nie, dan is ons besig met mors. Dan is ons besig om God se karakter te vernietig. Dan is ons besig om die beeld van God te vernietig. Terwyl ons die erkenning kry van die kennis wat ons deel, versie op versie op versie. So God gee vir ons kennis en kennis moet insig word. Hoe word hy insig? Daar's een woord, openbaringskennis. As jy werklik 'n betroubare weergawe van jouself begin ontdek, dis openbaring. Openbaring beteken, dis hy liggie wat aangaan, hè? Al is dit 'n 3 watt liggie wat aangaan, hy gaan ten minste aan. Hoopelik is daar 'n bietjie 'n skerper liggie wat aangaan. Openbaringskennis beteken is daai ding van, ek het nooit so daaraan gedink. Ek het nooit dit besef nie. Dit maak vir my sin. Nou, wanneer ek en jy kennis opbou deur die woord van God, want ons het Christus aangeneem as 'n Christen, dan begin die onderskeid van die huis wat ons bou, die beeld wat ons vir die mense wys, is daai openbaringskennis. As iemand met jou praat, gaan dit nie net oor 'n Bybelversie nie. As iemand met jou praat, dan gaan dit oor, daar gaan die liggie aan. Is nie net 'n klomp teorie wat ons oordra. Jy sien, wanneer ek en jy tyd spandeer met die woord van God en genoegsaam tyd spandeer, dan begin ons kennis opbou. Maar wanneer ons begin mediteer oor die woord van God en begin bid oor die woord van God, dan begin daar 'n openbaring kom. Nou, die openbaring is jou wennerstatus. Daai wennerstatus wat God eintlik bepaal het, wie jy moet wees op hierdie aarde. En soos dat ek en jy die een liggie na die volgende liggie, na die volgende liggie vir ons aangaan, begin ek en jy 'n prentjie kry van wat God eintlik bepaal het, oor verloop van tyd.
En so begin herbou ons daai identiteit wie ons glo ons is. Dit wat ouers en mense en onderwysers en gesaghebbendes in ons lewe ingedeponeer het, wat nie ons fondasie noodwendig sterker gemaak het nie. Dis hy openbaringskennis wat vir ons op 'n plek sit en sê, maar ek begin nou 'n ander prentjie van myself kry. Die prentjie wat Christus geskep het vir my, die oorwinningsprentjie van my as mens. Nou ek wil jou geheim vertel. Moet nooit verwag enige persoon gaan daai prentjie verstaan. Nooit. Jy's so spesiaal, dit wat God aan jou oopgebreek het, is jou identiteit. Dis wie jy is. En op hierdie stadium waarskynlik iets soos 8.4 biljoen mense in hierdie wêreld, jy's deel van daai spesiale prentjie wat God vir jou geskep het, wat niemand van hierdie 8.4 biljoen mense op die aarde kan wees nie. Jy's uitsonderlik geskape. Ek wil jou duimdruk wys, dit sommer klaar. Jy's uniek in die wêreld. Nou wanneer God vir ons kennis begin gee en hy sê begin bestudeer die woord van God, dat jy kennis kan kry, want uit die kennis van die woord van God bring God die openbaringskennis na ons toe. En hy openbaringskennis laat die lig hier aangaan en dan vind ons insig. Dit raak deel van jou identiteit. Dit raak deel van jou fondasie. Jy raak oortuig daarvan, dis wie jy is. En so kan God jou fondasie versterk op dit wat jou ouers in jou ingedeponeer het, of dalk jou fondasie herbou as jy so bietjie in 'n baie disfunksionele struktuur groot geword. En wanneer ek en jy daai insig ontvang het, en ons verstaan ons identiteit, deur die openbaringskennis van God, dan gaan ek en jy, en dan begin ons met wysheid handel in ons karakter. Wysheid beteken, ons begin om vir die wêreld te vertel, daar is 'n verskil, jy's uniek voor God. Jy hoef nie te glo aan die snert wat hierdie wêreld aan jou wil verkoop nie. Tot voordeel van hulle self, om hulle behoefte na behoort te vervul nie. Jy het nie nodig om te glo aan die kingpin status wat die wêreld teenoor jou leef nie. Miskien moet ek rustiger raak, want ek raak so vies as ek besef hoeveel snert ek in my lewe geglo het van wat die wêreld my vertel het, as gevolg van 'n gebrek aan openbaringskennis.